Ek het 'n lekker lang boodskap vandag. Dat my nou, waar by die troue, toe sê Frida vir my, "Jes, ben jy lank gepraat?" En die ander ouetjie staan langs, hy sê, "Pastoor, jy het te kort gepraat, maar dit was wonderlik gewees." Toe sê ek, "Sien jy nou wat sê jy, wat jou maat vir jou?" Ek het hom genooi kerk toe, ons glo hy sal kom. Nou, kom ons kyk na die opskrif hier, daar so is die sterk waarskuwing. Dit gaan 'n sterk waarskuwing wees, en dan gaan dit nou sien. Nou, ek het vir julle gevra om te lees vir my, daar in Hebreërs 12, vers 14 tot 29. Ek gaan net elke keer alles lees, het gaan te veel tyd van. So ek gaan net 3 verses vir julle uitlig, en die rest wat ek gaan ook preek is die hele deel wat ek vir julle gegee het. Kom ons kyk op die PowerPoint. Hebreërs 12, vers 14. Hy sê, jaag die vrede na met almal, nie net sekere mense nie, almal. Dan sê hy, daai, ek wil die vrede met hom nie. Hoor mooi, met almal. En die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Nou kom sakkie, as die Here vir jou sê, wees heilig, bedoel hy, jy kan heilig lewe. Nou baie mense sê, dit is onmoontlik. Nee, dit is nie onmoontlik nie, want dis hoekom die Here vir my en vir jou die Heilige Gees gegee het, om te kan streef na heiligmaking. Ons streef om te wees soos Jesus. Niemand van ons is volmaak nie, maar jy moet ten minste van jou kant af probeer om te streef na heiligmaking. En die Here ken jou, en hy weet of jy ten minste probeer. Maar wat lekker is, ek kan dit nie op my eie krag doen, nie sal my, maar die Heilige Gees sal my help om te wees soos Jesus, want hy sê, sonder heiligmaking sal jy God nie sien nie. Met ander woorde, mense wat glad nie eens probeer. Ek wil vir jou sê, as jy nie probeer nie, wil ek vir jou sê, het jy moeilikheid. Jy gaan die hemel mis. Ek wil vers 28 lees. Hebreërs 12, vers 28. Hy sê daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien, met eerbied en met vrees. Ek dink die probleem vandag is ja nie dat wat mense vrees die Here, en dit beteken om ontzag te hê vir die Here. Ek sal nou verduidelik in hierdie hele verhaal wat ek jou gaan vertel, dan sal jy vinnig God vrees, as jy kan sien wat God kan doen. Jy moet ontzag hê vir die Here. Jy het al ek nou baie keer op die YouTube video's gesien waar mense die Here spot, en dan slaan daar, mense kry hartaanvalle, hulle sterf. Mense, jy spot nie God nie. God laat hom nie bespot nie. Dan val daar goed op mense wat die Here se naam bespotting maak. En ek sê vir jou, jy doen dit nie in jou lewe nie. Baie gevaarlik. Vers 29. Hy sê, want ons God is 'n verterende vuur. Ek wil so begin. As ek nou vir jou 'n vraag vra vandag, en ek vra vir jou, hoe sal jy God beskryf in een woord? Raai Bertus, een woord. Hoe sal jy God beskryf? Liefde. Liefde. Nog iemand? Jannie? Magdag. Almagtig. Johan? Vrede. Nou as 'n mens God, het julle gehoor wat die mense sê? As 'n mens een woord vir God sal sê, sal jy sê liefde, geregtigheid, regverdig, en 'n mens sal sê heilig, maar niemand sal sê met vuur. Wat het die laaste vers gesê, vers 29? Want God is 'n verterende vuur. Want hoekom dink ons nie aan vuur nie? Dit klink te kwaai nie. Dis hoekom ons nie dink aan vuur, want die Bybel sê, want ons God is 'n verterende vuur. Nou wat het gebeur in Noag se tyd? God het die wêreld geoordeel, en hy het 'n watervloed gebring. En wanneer die Here weer gaan hy kom met 'n verterende vuur. En ek vra vir myself, hoe wil ek nou doodgaan, water of vuur? Dis 'n bietjie kwaai, né? Elkeen sal 'n verskil van mekaar, maar ek dink nie een van ons wil die water of die rivier verteer word of oorrompel word nie. Nou, ek wil vandag vir julle sê dat as jy 'n sondaar is,
en jy rebelleer teen die Here. My boetie, my tannie, my oom en sussie, ek wil vir jou sê, as jy nie die Here in jou lewe het nie, gaan jy vir ewig brand. As jy kerk speel, hoor wat ek vir jou sê, jy gaan vir ewig brand. Eksodus 19 sê vir my, dat God sê vir Moses, ek wil hê die volk uit Israel gaan haal, en ek wil hê dat jy hulle sal bevry, ek sal jou help om dit te doen, en God het die hele Egiptiese nasie omtrent vernietig. Hoor mooi, hy het omtrent die hele Egiptiese nasie vernietig, want in die eerste plek het hy die Nylrivier 'n afgod gemaak. Jy maak nie iemand anders se afgod bo God nie. Wat doen God? Hy verander die Nylrivier se water in bloed, net om vir hulle te wys wie is die ware God. Een van die plaae wat hy gestuur het, en ek wil hê jy nou mooi dink daaroor, een van die plaae wat hy gestuur het, is om die eerste geborene in die huis te laat sterf. Nou imagine, jy is een van daai mense, en ons almal weet hoe voel jy oor 'n kind. Hy laat die eerste geborene sterf, om die plaae te stuur, om die volk van Israel uit Egipte te laat gaan. En een van die ander dinge wat natuurlik wonderbaarlik is van wat die Here gedoen het, is om die Rooi See oop te gloop, dat die volk van Israel deur die Rooi See kan gaan. Mense, hierdie dis bonatuurlik, dis wonderlik. Want nou stel jouself voor, jy gaan deur die Rooi See, die Bybel sê, en die grond was droog. Nie klam nie, droog. So as jy per ongeluk geval het die stof gegaan. In die middel van die see, dit klink nie reg nie. Maar dis die God wat ek en jy doen, Hannetjie, want God doen wonderwerke. Daar's niks wat my God nie kan doen nie. Nou Farao se weermag het verdrink in die middel van die Rooi See, die water het toegegaan en toe hulle verdrink. Nou wat ek vir jou daar wil sê is, jy speel nie met God se volk nie. Tot vandag toe is die volk van Israel die Here se volk, en jy los die volk van die Here uit, want as jy met hulle gaan sukkel, gaan die Here met jou te doen kry. As jy hoor wat ek sê. Nou Israel is op pad na die beloofde land toe. Nou ek wil nie die prentjie kry. Hulle is op pad na die beloofde land toe, en die Here sê vir hulle, hy sê, hoor so, ek wil hê julle ek wil 'n bietjie ontmoeting met julle hê, want ek sien julle is nie lekker nie, want ons verskil te veel van mekaar. Dit is kwaai. Hoor mooi. En God sê vir hulle die volgende woorde. Hy sê, ek gee vir julle 3 dae. Ek stel jouself voor, die Here kom na jou toe, sê vir jou, ek gee vir jou 3 dae. Jy moet jou sondes bely voor my, en jou afgode wat jy het, moet jy ontslae raak van, want as jy nie ontslae raak van nie, daarvan nie gaan jy met my te doen kry. En dan sê hy sê julle gaan by die berg, ons gaan ontmoeting hê by die berg. Hy sê julle raak nie die berg aan nie, of anders dan gaan julle sterf. Maar as God vir jou gesê het, hy gaan iets doen, dan gaan hy dit doen, hy speel. En hy sê, as enige dier die berg aanraak, hy sê, dan gaan maak julle daai dier dood, dat hy ook kan sterf. Nou, jy gaan nie na God toe, en sê vir die Here hoe jy 'n verhouding met hom wil bou. Die Here sal vir jou sê hoe jy 'n verhouding met hom wil bou. Ons kan nie die Here voorskryf vir mense, dit is baie belangrik. Ek wil vir jou sê, dat Moses toe alleen teen die berg op, en bo op die berg is daar 'n groot wolkkolom wat oor die berg gaan, en daar is vuur. Dis deel van die heerlikheid van die Here, bo op die berg toe Moses alleen met God gewees het. Nou hoor hierdie ene, dis vir my kwaad. Toe die Here begin te praat, sê die Bybel was daar donderslae gewees. Nou kyk my maat, weet as die Here praat, net deur te praat, was daar donderslae gewees. Daar was flitsligte gewees. En die Bybel sê die berg het gebewe. Mense, ons dien 'n groot almagtige God. As hy praat, sê jy weet dat hy praat. As jy hoor wat ek sê. Jy sien Moses sê toe ek voor die Here gestaan het ek met vrees en bewing voor die Here gestaan. Hoekom het God Moses gekies? Want hy was gehoorsaam geweest aan die Here. God werk met mense wat gehoorsaam is aan hom. Nou baie mense sien God nie as heilig nie. Hulle sien God nie as almagtig nie. En wat vir my kosbaar is dat hierdie rein God het my en jou geskep. Is dit nie wonderlik nie, ons sakie? Hy my en jou het hy geskep, hierdie wonderlike God. Dan wil ek ook dit vir julle sê, verskriklik sal dit wees om te val in die hande van 'n lewende God. Die dag as hy gaan kom en jy is nie gereed.
Ek dink dit gaan 'n verskriklike dag wees vir die wat weet dat hulle lewe nie reg is nie. Mense, het jy vrede met die Here? Jy sien die Here se vrede vloei deur jou na ander mense toe. Want die Bybel sê ons moet, sover as dit moontlik is, moet ons met vrede met alle mense oor die weg kom. Dis hoekom die vrede van God deur jou vloei na ander mense toe, sodat jy vrede in jou lewe kan hê. Mense wat angs het, die moontlikheid, die rede hoekom jy dalk angs het in jou lewe, is omdat jy nog nie vrede dalk het met God nie. En dit is hoekom baie mense angs het. As jy gaan kyk na die verhaal van Esau, daar word ook gepraat in die gedeelte van Hebreërs 12 vers 14 tot 29, sal jy sien dat daar word ook gepraat van Esau. Nou Esau het nooit vrede gehad met enige iemand nie. Hy was altyd in konflik gewees met al die mense wat rondom hom was. Hy het nie die vrede van God gehad nie. Esau was 'n baie harde man gewees. Hy was 'n jagter gewees. Sy broer Jakob was natuurlik 'n vegetariër gewees. Hy het nie gewaar oor die vleis nie. Ek wil vir julle sê dat hulle ma was baie liewer vir Jakob gewees as vir Esau gewees. En Esau was gepla oor die dinge van God nie. En nog ander ding is, Esau was 'n lone ranger gewees. Jy kry mense in die lewe wat lone rangers is, hulle sê ek het niemand in my lewe nodig nie. Jy maak 'n foutjie wat. Baie mense dink hulle is lone rangers. Ek wil vir jou sê, jy het geestelike vriende nodig om saam met jou te bid om die waar deur die drif te trek. Om te sê ek het niemand nodig in my lewe nie. Jy maak 'n foutjie wat. Geen mens is 'n lone ranger. God het jou nie so geskep nie. Esau kom van die werk af en Jakob vra vir Moses, waar was jy gewees? Hy sê nie ek het gaan jag. Hy sê okay. En hy sê vir Esau, vra vir Jakob, nou wat het jy gedoen? Hy sê nee, ek het kos gemaak en ek het gebak en ek het besig om nou lekker sop te maak en dit klink soos 'n mama's boy, ja? Of praat ek nou nie mekaar nie? Klink soos 'n mama's boy. Esau sê vir Moses, maar ek is baie honger, wie vir my van daai sop gee nie? En Jakob sê vir hom, hy sê ja nee, ek sal, maar dan moet ek in ruil vir dit soek ek jou geboortereg. Nou jou geboortereg, mense, is dat jy erf het, jy kry 'n dubbele deel van die erfporsie wat jy gaan erf. En dit is 'n spesiale seën wat jy van jou pa afkry. Dit is wat hy vra vir Esau, want hy was eerstegeborene. En Esau het geen waarde aan sy geboortereg nie. En baie van ons het baie keer nie waarde aan dinge wat jy het in die lewe nie. Hoor wat ek vir sê. Ons het baie keer nie waarde aan dinge in ons lewe nie. Baie gevaarlik oor. En dan wil ek dit vir jou sê, een besluit, nou moet jy mooi luister, een besluit wat Esau sy hele lewe verander, sy toekoms verander. Een oomblik van satisfaksie, een oomblik van plesier, en hy verloor alles. Jy kan een keuse maak in jou lewe, dit kan jou hele toekoms verander. Een keuse. Dis presies wat Esau hier gedoen het. Ek en jy moet streef na heiligmaking, of anders gaan ons nie die Here sien nie. Esau het nooit lofprysing gedoen nie. Esau het nooit tiende betaal nie. Esau het nooit enigiets vir die Here ooit gedoen nie. Dis eintlik hartseer. Nou, ek het gaan kyk so 'n bietjie na Esau se lewe. Hierdie was nie baie vars gewees nie. Weet, as hy niks vir God gedoen het, kan jy jouself indink, wat het hy nog gedoen? Nou, Esau was seksueel immoreel gelewe. Nou, jy kry baie jong manne, wat vandag polygamie is. Jy weet as polygamie, hy het meer as een meisie. Hy stel nie belang om te trou nie. En wanneer jy 'n man het, jy verneem jou vrou, is jy seker die nageslag van Esau, dink ek. En nie net dit, jy's 'n baie onheilige, seksuele, immorele mens. Jy behandel 'n ander vrou soos jou eie vrou. En wat sê Hebreërs vir my? Jy moet jou huwelik rein hou. Jy kan nie maak soos jy wil nie. Hebreërs sê, jy moet jou huwelik rein hou. Wat dryf jou in die lewe met plesier? Dis 'n goeie vraag. Wat dryf jou na hierdie plesier toe in jou lewe? Vir Esau het hy gaan kyk na sy lewe, vir Esau het dit gegaan oor seks.
Dit het gegaan vir hom oor geweld, beheer, kos, hy was kortsigtig geweest. Nou, dink gou vir my, nou dink ek by myself, jy kyk verby die versoeking wat voor jou is, en jy vergeet van die toekoms wat eintlik vir my en vir jou wag. Kom ek sê dit weer, as daar 'n versoeking is, jy kyk nie verby 'n versoeking na die toekoms vir die keuse wat jy eintlik maak. Dis eintlik baie gevaarlik. Jy weet, as jy die seun, as die Here jou seun, gaan daai seun oor na jou familie toe, of na jou kinders toe. Nou jy kan daai seun wat die Here vir jou gee, kan jy ook verwerk. En dit gaan ook oor na jou kinders toe, want jy die seun verwerk van die Here. Nou party mense, julle sal weet waarvan ek praat, het jy al gesien baie besige mense op hulle foonkies. Ja, dit is verskriklik. Mense is baie besig op hulle fone, baie besig. As ek vir julle moet sê, los jou foon by die huis vir een dag, dan gaan jy dit nie maak. Ha? Los jou foontjie by die huis vir 'n slag, kyk op na die Here, en sê, vra vir die Here om jou te help. Vra vir die Here, help my dat ek nie verkeerde keuses maak nie. Want die verkeerde keuses wat jy maak, kan 'n seën of 'n vloek wees vir jou kinders. Nou, ons is te besig met ons nou foontjies. Nou het ek 'n vraag wat ek vra. Esau, was hy spyt gewees dat hy sy geboortereg weggegee het? Ja, hy was spyt gewees. Wou hy die seun teruggehad het by sy pa? Ja. Die Bybel sê, hy het gehuil om dit terug te kry, maar sy pa kon dit nie van teruggee. Hy het gehuil daaroor, maar nou sê die Bybel iets wat vir my 'n bietjie kwaai is. Die Bybel sê, maar hy het geen berou gehad nie. Mense, dis dieselfde, jy vra vir die Here om vir jou te voorsien, jy vra vir die Here om jou te seën en die Here sê vir jou nee, want jy het nie berou oor jou sonde nie. Ha? Want jy het nie berou oor jou sonde nie. Weet ons hoe die seën van die Here hê, maar ons wil nie die Here hê. As jy hoor wat ek sê. Jy kan nie God manipuleer nie. As jy nie God wil hê nie, mense, hoe verwag jy dat God iets vir jou moet gee? As jy God nie wil hê nie, maar jy verwag dat hy iets vir jou moet gee. Mense kies om hulle sonde te hou. Mense kies om te rebelleer en rebellie te hê teen die Here, jou keuse. Jy het gekies om dit so te hê, waarom jy gaan van jou word. Weet jy wat veroorsaak? Hoor mooi, seksuele immoraliteit. Hoe ek sê vir jou? Bitterheid. Hoe ek sê vir jou? Bitterheid. Ek gaan dit nou vir jou verduidelik. Jy weet, wat is die wortel van jou probleem, van jou bitterheid? Dit is 'n groot vraag. Elkeen van ons, as jy bitter is, wil ek 'n vraag vra. Wat is die wortel van jou bitterheid? Dit moet iets met op die oorsaak wees. Nou as jy 'n boom afkap en jy haal sy wortels uit nie, het jy geweet dan groei daai boom sterker as wat hy voorheen was? So jy kies om jou sonde te hou, jy kies om te rebelleer en jy raak al hoe erger, as jy dit nie met ware berou voor die Here het. Nou dis baie mooi wat ek vandag sê. Die probleem is met bitterheid, mense sien dit nie, maar God sien dit. Nou wil ek vir jou sê, die mense kyk na die uiterlike, maar God kyk na die hart. Nou, bitterheid kom later tog wel op, en mense kan dit wel sien. En dan wil ek vir jou sê, jy kan bitter wees teenoor mense, en dan kan jy, die mense met jy die meeste verbitterd is, kom ek verras jou, die mense met jy die meeste verbitterd is jou lewensmaat. Verrassing vir jou ding. Kom ek gaan vir jou sê, hoekom? Jou lewensmaat is omdat jou lewensmaat 'n huweliksverbond met jou het, en omdat jy een is met God, sien God jou as een. God plaas die huweliksverhouding baie belangriker as enige verhouding. Nou die Satan en die demone val die huwelike aan. Hoor wat ek sê? Hy val die demone, hoekom? Omdat God die bruid liefhet. Dis hoekom hy hulle aanval. Het die Here vir Adam aangeval toe hy alleen was? Nee! Want Adam toe Evaitjie bykom, toe val hy op aan. Julle agtergekom, hy is nooit voor die tyd aangeval nie, maar toe Evaitjie bykom, toe val hy op aan. Jy sien, wat is bitterheid? Bitterheid is onvergewensgesindheid. Bitterheid is waar jy 'n graad teen iemand het. Die Afrikaanse goeie woord. Bitterheid beteken ook dat jy jou rekord van iemand van dit wat hy aan jou doen. Dit is wat bitterheid
is. Weet jy, hoekom is mense bitter teenoor hulle lewensmaat? Want jy teenoor jou lewensmaat het jy hoër verwagtinge as enige ander persoon. Dis hoekom. Jou verwagtinge van jou lewensmaat het jy hoër verwagtinge as enige iemand anderste. Jy kan ook bitter wees teenoor God. Ek vat Naomi. Ek bedoel, toe haar seun doodgaan en toe haar man doodgaan, toe sy verbitterd en sy, Naomi beteken soet. Sy verander haar naam na Mara toe. Dit beteken bitter. Sy verklaar oor haar eie lewe bitterheid. Maar kan jy dit glo? Sy verklaar oor haar eie lewe bitterheid. Die ergste is, sy verklaar dit oor haarself. Meeste bitterheid is teenoor jou lewensmaat. Want hoekom? Want jou lewensmaat stel jou te leer. En jy verwag dit nie van jou lewensmaat om jou te leer te stel nie. Bitterheid in Hebreëus beteken onreinheid. Dit beteken, dink jy, ek kom vra 'n vraag. Dink jy het die verkeerde man of vrou getrou? Nou moet jy diep dink. Oom in Oos-London vra my daai vraag. Hy vra, pastoor, hoe weet ek of ek die regte vrou getrou het? Toe sê ek nog 'n jong pastoor, ek weet nie hoe om te antwoord nie. Hoor mooi, dink jy die regte man of vrou getrou? Nou wil ek 'n ander vraag vra. Dink jy God het 'n fout gemaak om jou en jou vrou by mekaar te sit? Goeie vraag, daai. Dink jy God het 'n fout gemaak om julle by mekaar te sit? God maak nie foute nie. Hy weet wat te doen. Jy en jou vrou is, ek daar by die seremonie ook, of my boodskap te sê, jy is nie per ongeluk by mekaar. God het julle geplaas vir 'n doel by mekaar. Dis hoekom die Here julle daar vir mekaar gegee het. Nou, ons voel baie keer, ons verdien meer van ons lewensmaats, dis hoekom ons verbitterd word. 'n Ander bitterheid is natuurlik, is dat ek lyk nie soos Bertus nie, hy lyk baie frisser gebou as ek. Nou is ek verbitter. Ek kry nie alle ou se salaris nie, nou is ek verbitter. Julle weet waarvan ek praat, nee. Dan raak jy bitter daaroor. Ek wens my man en my vrou bemoedig my soos 'n ander man en vrou. Hulle mekaar bemoedig, wens ek my vrou en my man wil dit ook doen, want hy doen dit nooit nie, of sy doen dit nooit nie, dan raak jy verbitterd. Hoor gou mooi. Adam kon nie sy vrou vergelyk met iemand anders nie. Nou kom jy lekker te jou. Sê, dis die enigste in die stasie. Dis hoe jy nie kon vergelyk nie. Ek wil vir jou sê, nie wat sê Job, 1 vers 1. Job, en dis vir my verskriklik kosbaar. Job sê in 1 vers 1, hy sê, ek het 'n verbond met my oë aan met God, dat ek nooit na 'n vrou sal kyk met begeerte. Dis 'n verbond wat Job aangaan met sy vrou. Ek dink dit is 'n baie oulike ding wat hy gedoen het hierso. Nou, moenie jou lewensmaat vergelyk met iemand anderste nie. As jy jou lewensmaat vergelyk met iemand anderste, is omdat jy verbitterd is. Dan gaan jy vir jou mooi verduidelik hoe werk die huwelik. Julle almal weet wat getroud is. Die enigste rede hoekom jy na 'n ander maai iemand anders te kyk, is omdat jou maatjie in een van die areas waarin jy is, vervul nie in jou behoefte nie. Miskien is daar nie kommunikasie nie. Jou vrou het stil stype. Ek het nie lus vir hierdie twak. Verstaan jy wat ek sê? Ek kry soms vir my iemand anders te wat met my wil gesels. Hoor jy wat ek sê? En dit is dan wanneer jy uitkyk vir iemand anders te. Sê tog vir jou man ook nou en dan, ek is baie lief vir jou. Dan voel hy, ek voel alright man. Hoor jy wat ek sê? Ek voel alright. Kain en Abel het 'n offer vir die Here gebring. Want die Here aanvaar net die een offer van Abel, maar nie van Kain. Nou wil ek 'n vraag vir jou vra. Wat gee jy in jou hande vir die Here? Dis 'n goeie vraag. Jy kan nie die Here loof en prys as jy nie 'n gewer is nie. Ons wil ons sondes vir die Here gee, maar ons wil nie ons geld vir die Here gee nie. Alles wat jy het in die lewe, hoor mooi, is genade. En dan wil jy niks eers vir die Here gee nie, maar jy verwag dat God jou moet seën, jy speel win. Mense kyk, God kyk na jou hart. En hy sê, ek het 'n blymoedige gewer lief.
Weet, ek sê altyd, as jy nie kan nie, moet jy ten minste probeer om iets te gee. Maar om niks te gee, vra ek 'n vraag, hoe voel jy regtig oor God? Hy sê die Bybel praat van 'n tiende. Ek wil nou nie die hele tyd daaroor praat, ek wil vir jou sê, as jy nie gee vir die Here nie, hoe verwag jy dat God jou moet seën? Dis 'n goeie vraag. Hoe verwag jy dat God jou moet seën? Daar was niks verkeerd, hoor mooi. Die feit dat Kain en Abel gegee het om te offer vir die Here, en die Here nie Kain se Abel aanvaar het nie. Die probleem is nie wat hulle geoffer het nie. Die probleem is God het na Kain se hart gekyk, die sê maar die ou se hart is nie reg nie. Hy gee met mense, al gee jy R20.000 vir die kerk en jou hart is nie reg nie, gaan God dit sien. Dan kan jy dit maar gelos het. Want God sien dit. En onthou mense, jy gee dit nie as jy geld gee vir die werk van die Here. Jy gee dit nie vir die kerkraad of vir die pastoor nie, jy doen dit vir die Here, sodat die werk van die Here voort kan gaan. Ek kan nie daarvan oor geld te praat nie, maar ek het het gevoel my hart, ek moet dit doen vanmôre. Weet, baie van ons, ek wil 'n vraag vra, hoe lyk jou hart? Baie van ons is soos Kains, almal van ons. Ons laat almal dood, soos Jesus, ons slaan die Abels dood dat Jesus is. My vraag is, en Jesus Christus het gesterf vir my en vir jou sondes, wat doen ek en jy vir die Here? Weet daar, ons het 'n ou Jannie, jy sal onthou, jare terug, het ons 'n ou liedjie gesing, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet, nie een siel gewy aan Jesus, nie een siel gewy aan Jesus. Het jy daarom al iemand vertel van die Here, dat hy sy lewe vir die Here kan gee? Weet jy, is interessant, mense kan op jou afkyk met die werk, maar wanneer hulle sien jy loop 'n pad met die Here, hoor gou vir my, dan sal hulle na jou toe kom, vir jou vra, wil jy nie vir my bid nie? Ek het 'n probleem. Want hulle kan sien, jy is anders as die normale. Jy is hier gekoop by die bloed van Jesus Christus. Jy is nie hier, jy persoon nie, jy is 'n prins en 'n prinses van die Here. Daarom is jy kosbaar vir die Here. Maar nooit dink jy is waardeloos vir die Here nie. Jy is kosbaar in die oë van die Here. Ek wil hê jy moet dit nooit ooit vergeet. Kom ons staan en bid ons saam.